Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Sondagoggend. Ons herinner net aan ons eredienste vandag, vanoggend 8:00 in Wenen, 10:00 is dan nagmaal in Escort en dan 5:00 vanmiddag nagmaal in Mooirivier. Ek hoop om u by een van hierdie dienste te sien. Ons gaan voort met Johannes 5 vanaf vers 21. Vers 21 vanoggend. Want soos die Vader dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Geliefdes, hierdie is 'n belangrike vers in Johannes. Die realiteit is dat God 'n God van die lewendes is. Dat daar lewe is, selfs na die dood. Dit is bewys in Jesus se opstanding. Wanneer Jesus uit die dood opstaan, en sy liggaam fisies weer lewend word, dan word die dood eintlik finaal oorwin. Daarmee verloor die dood sy mag oor ons. En Johannes het 'n baie sterk klem op die ewige lewe wat ek en jy dan by God leef. Maar in Johannes se evangelie het hierdie teks ook 'n ander betekenis. Saam met die ewige lewe wat God vir ons gee, saam met die feit dat ons lewe na die dood, is die vraag ook of ek en jy hier lewe is. Want lewe is net deur die Seun. Lewe is net lewe in Christus. As ek nie die lewe in Christus het nie, dan is ek dood. Al haal ek nog asem, al beweeg my liggaam nog en al kan ek nog goed doen, dan is ek eintlik dood. So die uitnodiging van hierdie vers is dat ek en jy moet toelaat dat God vir ons lewe gee. Hy gee dit deur sy Seun, hy gee dit deur 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Dis die enigste lewe wat daar is. Mag ek en jy dit aangryp vanoggend. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, ons wil gryp aan die lewe. Ons wil in die lewe vashou in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.